So ek groet julle in die naam van ons wonderlike Jesus Christus, ons Here, ons Koning, ons Verlosser. Amen. Dankie dat ek hier kan wees. Eerste keer wat ek by 'n ander kerk preek, dink ek. Ja, so ek het al my storie by Linden gehad. Ek was in 4 jaar 4 verskillende dinge. Het begin by intern en toe is dit jeugkoördineer en toe jeugleraar en nou leraar en ek kan nie meer onthou wat ek is nie, maar ek preek en ek werk met die jeug en is my baie lekker. In die jeug, in hierdie week, het een van die tieners my gevra, maar nou wat doen jy deur die week? Want ons preek ons maar net op Sondag, dis mos maar al wat ons doen. Ons werk op Sondag en dan gaan slaap ons. En ek sê vir hom, wel, ek weet nie, partykeer doen ek nie so baie nie en ander kere doen ek meer goeders. Ek werk die jeuggoeders uit en ons het vergaderings en ek weet ek werk in 'n preek en al die goeders en dit vat baie tyd en hy sê toe vir my, okay, dis dan seker moeilik want jy moet nou met die preek gaan seker maak dat dit ten minste Bybels is wat ons doen en ek sê ja, maar daai is die makliker gedeelte. Nie omdat ek so goed is nie, nie omdat ek so slim is nie, maar ek sê vir my moeiliker gedeelte van preek maak is, die preek moet jou eers verander. Voordat ons hier mag staan, moet ek veranderd wees deur hierdie preek en hierdie boodskap. En so hierdie is nou al die 3de keer wat ek hierdie teks preek, en ek voel nog steeds nie heeltemal ek het hom nie. Ek dink die Here gaan met my werk met hierdie teks, en ek hoop hy gaan met ons werk deur hierdie teks. So ek gaan hom eers 'n bietjie later lees, ek sien ons lees hom eers, lyk my, anyway. Ek doen gewoonlik 'n bietjie van 'n inleiding en dan lees ek die teks. Maar, julle sal sien ek het hierso, baie dankie vir die glas water, maar ek het hierdie massive bottel water hierso. Okay, is 'n 2 liter. Want ek's altyd dors. Ek's altyd dors. Weet nie hoekom nie? Ek het net in graad 9 begin, wel ek het net hierdie dors gehad, en dit het nie weggegaan nie. Nie 'n goddelike dors nie, ek het die Here al voor dit ontmoet, maar ek meen ons onthou nog steeds aan om die Here te dien en om te loof en om te soek en wat ook al, maar hier word ek ewe skielik net verskriklik dors. Het gevoel is my keel net stof aan het aan die binnekant, en dan drink ek water en dan rol dit net af. En dan hou ek aan water drink. En toe het ek 'n klein bottel gehad, en toe eventually toe sit ons in 'n biblioteek, waar ek gestudeer het, en ek sien die vriend voor my het so 'n 2 liter bottel, en ek het hierdie 750 ml bottel, en ek moet heeltyd loop om myne vol te maak, en hy nie. Dan besluit ek, weet jy, gaan vir my so 2 liter kry. Maar hierdie is bietjie die tema van my lewe, ek is altyd dors. Regtig dors. En van kleins af, soveel as wat ek kan onthou, ek kan nie eintlik al die liedjies onthou met die, ek is nog nooit goed daarmee om lirieke te onthou nie. Maar ek onthou soos 'n wildspok. Ons het hom gesing as 'n kind, ek was in 'n hervormde kerk, en dan kom hierdie liedjie op, en dan voel ek, ja, okay, dis my liedjie nou. Nou gaan ek hom sing. En dan alle volke klap julle hande, juig, dit het net baie cool geklink as 'n kind. Maar hierdie teks is myne, voel ek, wanneer die Here praat met my. Maar ek het hierdie fisiese dors, en dit herinner my aan my geestelike dors. Ek soek God. En hierdie teks gaan nie daaroor, ek wil dit baie versigtig sê, maar in die Nuwe Testament dan praat Jesus met die vrou by die waterput, en hy sê vir haar, weet, hierdie water wat jy nou gaan drink, gaan jy weer laat dors kry, soos ek dors gaan word na hierdie water, maar die water wat ek vir jou gee, sal jy nooit weer laat dors kry nie. Dis wonderlik, maar nou is ek 'n Christen, ek is in Jesus, en ek het al gedrink van daai water, maar nou voel ek soos hierdie psalmdigter, wat God ken, en hy is net op 'n droë plek. So dalk het jy nou een of ander geestelike dors vir God, jy dink terug aan die goeie tye, jy dink terug aan hoe dit goed was tussen jou en die Here, dalk kan jy, ek weet nie, dalk was dit net op 'n tyd beter, daar was dalk so 'n tydperk, 'n gleuf, waar jy bietjie meer lewende gevoel het. Jy het net gevoel het die Here werk regtig nou in my lewe, en dan gebeur ietsie dalk, en jy's nou net in hierdie dorre streek, en dan voel jy, maar waar is God, ek voel nie altyd soos wat ek gevoel het nie, ek voel bietjie leeg, ek voel bietjie ver van hom af. En dan het jy hierdie vraag van, kan dit nie net wees tussen ons soos wat dit was nie? Maar ons verlang partykeer na die Here. En so hierdie psalm is geskryf deur iemand wat so verlang. Is geskryf deur die seuns van die Koragiete. En wat gebeur het is, hulle was tempelsangers gewees. Hulle het in die tempel gesing. En hulle is in ballingskap ingeneem, en nou sit hy hierso in 'n vreemde land, sonder die tempel, en hy verlang na God. En hy dink terug aan daai, en hy sê, ek mis God, ek mis hom, ek wil weer by hom wees.
En hy skryf hy hierdie. En nou gaan ek die teks lees. Dis Psalm 42. So as jy jou Bybel het, lees asseblief saam met my. Ek lees uit die 2020 vertaling uit. Dit sê vir die musiekleier, 'n maskiel van die Koragiete. Soos 'n wildsbok wat smag na waterstrome, so smag my siel na U, o God. My siel dors na God, na die lewende God. Wanneer kan ek in die tempel ingaan en voor God verskyn? Trane is dag en nag my brood, omdat daar die hele dag lank vir my gevra word, waar is jou God? So hieraan moet ek dink, terwyl ek my hart uitstort, hoe ek optrek in 'n magtige skare, hoe ek voor hulle uitgaan, na die huis van God, met luide jubelkrete en dankliedere, 'n feesvierende menigte. Waarom kwyn jy weg my siel en is jy so onrustig in my? Hoop op God, want ek sal hom weer prys vir die verlossing wat sy teenwoordigheid bring. My God, my siel kwyn weg in my. Daarom dink ek aan U, hier uit die Jordaanstreek en by die Hermonberge, hier van die berg Mizar af, die diep water laat die geluid van die watervalle weer galm. Al die duinings en golwe het oor my gespoel. So op 'n dag sal die Here sy troue liefde laat geld en snags sal 'n lied vir hom by my opkom, 'n gebed tot die God van my lewe. Ek wil vir God sê, my rotsvesting, waarom het U my vergeet? Waarom moet ek in rouklere loop oor die verdrukking deur 'n vyand? Dit sny tot op die been, as my teenstanders my tart, deur die hele dag lank vir my te vra, waar is jou God? En dan sê hy weer, waarom kwyn jy weg my siel en is jy so onrustig in my? Hoop op God, want ek sal hom, my God, weer prys vir die verlossing wat hy, my God, deur sy teenwoordigheid bring. En dit is eintlik deel van Psalm 43 ook, maar ek gaan net bly by Psalm 42 vir vandag. Nou ek het altyd gedink hierdie Psalm beskryf vir ons hoe ons gemaak is om afhanklik te wees van die Here, want ek het gedink ek is maar soos 'n wildsbok smag na water, 'n bok, hy moet water drink, so sonder water gaan hy dood. So hierdie Psalm sê vir ons jy's gemaak om van God af te leef. En ek glo dit werklik, maar toe ek gaan kyk het na hierdie teks, toe sien ek dis nie eintlik wat hy sê nie. Dis waar, maar wat hy bedoel is jou siel soek God. Jy wil na God toe gaan. En as jy nie by God is nie of dit voel vir jy is ver, dan maak dit seer. En dit voel sleg. So dit gaan oor ons siel wat verlang om by God te wees en die pyn wat dit vir ons bring as dit nie is nie. Of as ons nie daar is nie, as ons nie naby hom is nie. So ja, ons is gemaak om van hom te leef. Definitief, ek glo dit 100%. Maar ons moet vandag hoor oor ons siel wat by hom wil wees. Calvin het gesê, in die Psalms, kyk ons in 'n spieël in en ons sien ons eie hart. So kom ons kyk in hierdie Psalm in en ons soek ons hart daar. So die eerste punt wat ek wil maak is, my siel, jy verlang na God. Dis wat hierdie teks sê, my siel, jy verlang na God, want hy praat met homself. My siel, jy verlang na God. Hy praat van die bron van sy lewe, dit is hierdie bok wat lewe soek. Hy is besig om dood te gaan. Maar hy voel so, althans, hierdie man voel so. En hy sit in hierdie woestynagtige gebied, maar hy het hierdie heilige begeerte en hinkering om net weer by God te wees. So hierdie Psalm begin deur vir ons te sê dat daar geen lewe is weg sonder God nie. Apart van die Here, daar's niks nie. So vir hom, hy soek God en hy voel asof hy doodgaan. En ek wil hierso sê dat as jy so voel vandag, jy wonder, ek weet nie, waar is God? Dan kan jy weet, dis eintlik goed. En ek sê dit, want as ons pyn het, pyn sê vir ons iets is verkeerd. Ek dink dit is baie keer 'n goeie ding. In hierdie geval, daai pyn van verlange sê vir ons, jy wil by hom wees. So partykeer verwelkom ek my pyn. Dit klink vreemd, soos ek is regtig nie lus vir goeters nie. Maar dan wanneer ek deur moeilike tye gaan, en dan dink ek nou maar, wat sê dit? Beteken ek soek my God, ek soek hom. So om by God te wil wees, sal ek sê is die ware vlam van ons aanbidding. Dit begin daar. Dat wanneer ons aanbidding doen, dan sien jy wie God is, of jy erken sy grootheid en jy buig voor hom. En jy loof hom, maar dit begin by hom, dat jy by hom wil wees. So ons is vinnig om te vergeet wat die waarde van ietsie is. Dalk het jy die teenwoordigheid van God en jy voel dit baie sterk. En ek weet nie, dalk sit ons deur 'n toets. Dalk draai jy net weg. Ek weet nie. Maar dit is goed dat hierdie dinge vir ons opkom, want dit wys vir ons iets is verkeerd. Of iets is weg.
Iets is missing. En ons moet teruggaan na something toe. En so nou met hierdie teks het hy twee boekstukke of bookends as ek dit so kan tel, né? In vers 6 en vers 12 sê hy dieselfde ding. Waarom kwyn jy weg my siel en is jy so onrustig in my? Hoop op God want ek sal hom weer prys vir die verlossing wat sy teenwoordigheid bring. Nou met daai stukke wat hy so het in vers 6 en vers 12 dan sluit hy gedeeltes af. So vers 1 tot 5 praat oor die woestyn. En vers 7 tot 11 praat oor die waters. So dit is nou hy is eintlik op 'n baie vreemde plek. Die eerste deel sê hy, dit voel soos 'n woestyn, en die volgende deel sê hy, dit voel asof ek aan die onderkant van 'n dam is. So hy soek nie eintlik regte water nie. Hy praat hierso van die golwe wat oor hom spoel. So daar's heel waarskynlik genoeg water. Dalk sit hy langs 'n rivier en hy sien dit, ek weet nie wat hy sien nie, die versnellings en al die goeters, en hy sê, Here, ek voel so. Dan kyk hy weer om hom en dan sien hy die sand, en dan sê hy, ek voel ook so. Want hy wil by God wees. So hy soek die vrede van water wat dit bring, maar hy kry net chaos. Dis hierdie tsunami. Water is 'n baie goeie ding, maar te veel van dit, wel vir mense is dit baie sleg. So hy kry nie eintlik wat hy soek nie, maar hy dors vir die water, vir lewende water, en dit voel asof hy verdrink in water. Ek dink is vers 8 wat dit sê, die diep water laat die geluid van die watervalle weer galm, al die duinings en golwe het oor my gespoel. En as jy gaan swem in die see, en dan kom 'n golf en jy duik hom lekker mooi, en jy sien nie die een wat agter hom is nie, dan klap hy vir jou. En dan maak jy so, en jy wil net daar opkom, en dan kom jy weer op, en dan is daar nog 'n golf wat jy ewe skielik klap. Dis nie lekker nie. Jou broek is vol sand. Maar dan gaan jy nou maar uit, en dan sê jy, okay, kom ons doen dit weer. Want dis mos maar wat ons doen as mense, maar in 'n geval. So hoe ironies is dit? Hy soek vir water, en die water doen hom nie goed nie. Hy soek daai vrede, en hy kry net turbulente waters. So selfs die letterlike water is nie goed genoeg vir hom nie. En hy voel soos in Genesis 1 vers 2, dan kyk ons terug na die water. Dit sê, die aarde was woes en leeg, en donkerte was oor die oerwater, maar die gees van God het oor die water gesweef. So daar's oerwater, dis donker, maar die gees van God is ten minste daar. Maar ons chaos. Dis wat die Here bring, hy bring orde. Dan voel hy ook later soos Jona, in Jona 2 vers 3. Dan sê hy, U het my in die diepte gegooi in die hart van die oseane, seestrome het my omring, al die golwe en branders het oor my gespoel. En julle kan onthou wat met Jona gebeur het. Hy het gedink, dat hy die boot uitgegooi wat was die ergste ding. Sluk 'n vis om. Maar hy word oorboord gegooi met hierdie gemengde gevoelens. Hy weet nie, hy weet net hy soek God, maar hy weet nie of hy in 'n woestyn is nie, hy weet nie of hy verdrink nie. Hy sê net, Here, hierdie is nie lekker nie. Ek het U nou regtig nodig. Ek wil terug gaan na U toe. En so ek onthou by my college waar ek geswat het vir teologie, en ons het kapel gehad elke Vrydag, en ons het aanbidding gehad, en daar was 'n ou en hy staan so met sy hande in sy sakke, en ek was toe nou nog seker maar eerste jaar, en ek was baie naïef oor mense. En terwyl ons aanbid, almal se hande is op en dit is goed en dit is geesvervuld, maar hierdie ou staan so met sy hande in sy sak en hy lê so terug, en ek het hierdie lelike gevoel in my hart gekry wat sê, wat doen hierdie ou? Hoekom swat hy evangelie? Ons houding lyk so sleg. Maar toe besef ek net, ja, ek weet ook nie waar hy gaan nie. Dalk is dit vir hom regtig moeilik om net by die Here uit te kom op daai oomblik. Ek het al gesien dat mense werklik met hulle hande so in hulle sakke staan, maar ek kan sien daar's aanbidding in daai hart. En partykeer doen ek dit ook. Ek toets myself en dan staan ek so, dan kyk ek, is ek nou net gemaklik? Of kan ek regtig net by die Here wees, selfs dan? En dan haal ek weer my hande uit en ons gaan weer aan met lofprysing. Maar my hart was verkeerd oor hierdie ou gewees, want ek het hom geoordeel oor sy postuur en gesê, hy is nie besig om die Here te aanbid nie, maar ek weet nie, dalk was hy net in 'n woestyn. En hy het later weer hande opgesteek, so ek was verkeerd. Maar hy voel dalk so. So om van God af weg te wees in hierdie woestyn maak seer. So die eerste punt is my siel, jy verlang na God, die tweede een is my siel, dit maak seer sonder God. En nou net deur hierdie psalm te gaan, is dit nogals 'n depressiewe psalm. Dis nie eintlik, ek meen daar's hoop en ek gaan die hoop inbring, maar vereers moet jy net deur al hierdie gemors kom. En dan gaan dit vir julle probeer opsom. Hy sê trane is sy stapel. Nou ek het nou gedink aan honde, afhangende van wat julle honde eet, maar as 'n hond vir 10 jaar lank dieselfde pellets eet,
Ek weet nie of hy emosies daaroor het nie. Ek weet nie of hy nou sê, ag weet alweer nie. Jy weet, maar hy eet vir 10 jaar dieselfde kos, dalk. Ons honde het so groot geword, as 'n sak eet. Okay? Maar imagine dit is jou kos. Trane. Jy word wakker en jy eet jou trane. Jy gaan slaap en jy eet jou trane. Dag en nag. En hoekom sê hy dit? Vers 4. Trane is dag en nag my kos. Hoekom? Want hulle sê, want die mense sê vir hom, waar is jou God? So hulle tart hom. Hierdie is 'n gelowige in 'n land wat nie, kom ons sê, vriendelik is vir die God van die Bybel nie. Hulle het hulle eie gode gehad en hulle sê, waar is jou God? Hulle spot hom. Hulle sê, waar is jou God, hè? So die probleem is nie eintlik die mense wat ons spot nie, die probleem is, hy mis God. Dis sy teenwoordigheid, dis sy gees wat hy mis. En die mense dra net by. So ons moet gaan kyk, wat soek ons werklik? So hy voel al klaar asof die Here hom verlaat het, en nou herinner die mense hom net. Waar is jou God? Trane is dag en nag sy kos. Nou die volgende punt wat hy ook maak is, my siel, waarom kwyn jy weg? In die Engels is, why are you cast down? Die woord kan ook beteken om soos op te los. Soos 'n disprin, jy giet hom in en hy lyk so. Hy sê amper asof sy siel smelt. Ek weet nie of hierdie woord dit geregtigheid doen nie, maar hy praat weer eens met sy siel en hy sê, my siel, dit voel asof jy wegsmelt. So hy is in die woestyn, hy is dors, die golwe spoel oor hom, hy is daaronder, en nou sê hy, maar my siel voel asof hy net verdwyn. En dit raak erger vir hom. My siel, hoekom sink jy? En so nou wil ek ons net terugbring by daai punt uit van, was ons al lank genoeg in die teenwoordigheid van God? Ken ons hom goed genoeg om hierdie pyn te kan hê? Dat as ons van hom wegbeweeg, miskien doen ons ietsie stupids, of dinge gaan net verkeerd, kan ons agterkom dat ons nie naby aan God is nie. Kan jy agterkom dat daar ietsie is wat jou pla, wat vir jou sê, draai terug. As jy daar is dit baie goed, want dit beteken jy ken hom. Dit beteken jy soek hom. Dit beteken jy kom agter, jy het hom nodig. Maar as jy nie so voel nie, en dalk is jy nou net op 'n goeie plek, maar as jy nog nooit so gevoel het nie, dink ek jy moet jouself gaan bevraagteken. Ek met my bevraagteken, soos ek vir hierdie tiener gesê het. Die moeilikste deel van hierdie ding is om die preek vir myself te preek. Ek moet vir myself gaan vra, mis ek die Here? En ek doen nou so 'n bietjie. Hierdie jaar is nie 'n goeie jaar vir my nie. Het gaan goed met my en my vrou, het gaan sleg met almal om ons. En ons baie meer mense om ons as net ons twee. Ek voel nou nog nie soos hierdie ou nie. Maar ek soek bietjie die Here. Ek soek net bietjie daai verlossing, net om te sê, Here, ek kan ietsie net gebeur asseblief. Kan nie net 'n deurbraak kom, ek weet nie, kan net my jou lig skyn op hierdie onderwerp, kan nie net, ek weet nie, kan nie vir my 'n bietjie sin maak van wat hier aangaan. Dis hoekom ek van hierdie teks hou. Hy is swaar. Dan praat hy nog verder, hy sê in vers 11, weer eens, dit sny tot op die been as my teenstanders my tart, deur die hele dag lank vir my te vra, waar is jou God? So weer eens, trane is dag en nag my stapel, waar is jou God? Nou vra hulle weer, waar is jou God? En hy sê, dit sny tot op die been. Dit is nie net 'n klein snytjie met 'n lemmetjie nie, dit is meer, die beeld hier is meer ietsie van 'n swaard, wat afkom, vinnig, hy klap jou been, en jou been versplinter in 1000 stukkies in. Dis wat die woord min of meer daar beteken, in die Hebreëus en al die goeters. So hy sê dis 'n versplinterende pyn. Ek het nog nooit 'n been gebreek nie. Ek weet nie of dit 'n goeie verslegtering is nie. Dalk is my kinderlewe nogals boring, want ek het nog niks gebreek nie, okay? Maar dis nie dat ek hoop vir dit nie, maar ek weet nie hoe dit voel nie, maar ek kan dink dit is baie seer om 'n been te breek. Hierso sê hy, dit versplinter my been in 1000 stukkies in. As die mense vir my sê, waar is jou God? So trane is sy stapel, hy is in die woestyn, hy verdrink, sy been versplinter, sy siel smelt weg. Hierdie ou is nie op 'n goeie plek nie. Ek dink dit kan vir hom lekker wees nie. Maar nou wat moet ons doen wanneer ons in sulke plekke is? Wanneer dit met ons moeilik gaan? Dis die derde punt. My siel onthou God. So my siel, jy verlang na God. 2, my siel, dit maak seer sonder God. My siel
onthou God. Ons moet hom onthou. So hier is ons 'n groot tema van herinnering in hierdie teks. Die skrywer is baie nostalgies oor die dinge wat hy al gedoen het. Want hy sê in vers 5, hieraan moet ek dink, terwyl ek my hart uitstort, hoe ek optrek in 'n magtige skare, hoe ek voor hulle uitgaan na die huis van God met luide jubelkrete en dankliedere, 'n feesvierende menigte. Hy sê onthou. Onthou wat God gedoen het. Okay, so hy sit nou hier, kom ons sê hy sit op 'n rivieroewer. Hy is nie by die tempel nie, maar hy het gesing in die tempel. En hy dink, Here, ek het daai toe gedoen. En dit was so goed geweest en ek het dit gedoen vir jou. Ek dink terug. So miskien is dit wat ons vandag moet doen. Jy moet dalk 'n bietjie terugdink. Wat het die Here al gedoen? Okay, as jy nie weet waar om te begin nie, begin met jou geboortedag. Okay, jy bestaan. Great. Daar's ons die Here se goedheid al klaar. Jy het 10 dae geleef of jy het 'n week geleef? Goed. Dan gaan ons nog 'n bietjie verder. Wat het die Here gister gedoen? Wat het hy vandag gedoen? Dink aan hom. So onthou hoe jy vir hom sing. Hierdie stuk sê ook vir ons moet sy goedheid en sy genade onthou. Onthou alles. Onthou daai een geskenk wat hy vir jou gegee het. Onthou daai, ek weet nie, daai versie, ekskuus. Onthou daai versie wat hy vir jou gegee het. Of onthou daai vriend wat op die regte tyd net vir jou woord kom gee het, of ek weet nie wat nie, maar onthou dit. Gaan terug en gaan sit bietjie en dink, Here, wat het jy al gedoen in my lewe? En dan dink jy terug aan dit. Ek wil amper sê dink terug in die goeie tye, maar partykeer kom die goeie tye met die Here met baie slegte tye voor dit. So dalk is dit goed vir jou om te gaan dink, dalk nie, maar as ons die Here vind in daai goeters, is dit goed. So maak jou oë toe en jy dink terug, wat het die Here al gedoen? Matthew Henry het gesê, en ek lees dit in Engels, the way to forget our miseries is to remember the God of our mercies. So natuurlik moet ons nie van alles vergeet nie. Ek dink nie dis wat hy bedoel nie, maar onthou God wat groter is as hierdie dinge, dan dek hy dit net so, dan sê jy, okay, weet jy Here, ek gee oor, ek verstaan. Of Here, ek verstaan nie, maar ek vertrou. En ek weet jy is hierso. So partykeer wil ons hê dat die Here presies dieselfde ding moet herhaal met wat hy al vir ons gedoen het. Want jy gaan nou terugdink en jy dink aan daai ding wat hy gedoen het en jy gaan sê, Here, kan jy dit net weer doen asseblief? Maar dis gewoonlik nie hoe die Here werk nie. Gewoonlik. Hy doen dinge weer, maar hy doen dit gewoonlik anders. En elke keer wanneer hy 'n nuwe ding doen, dan dink ek het nie hierdie sien kom nie. Maar ek like dit. Dis goed, dit werk vir my goed uit. Maar ons moet onthou wat hy gedoen het. So ons moet nie dit gaan doen om 'n verwagting te skep van presies hoe hy dit weer gaan doen. Ons moet net weet, hy is God. Hy sê ook hier in vers 9, bedag sal die Here en sy troue liefde laat geld, en snags sal 'n lied vir hom by my opkom, 'n gebed tot die God van my lewe. So hy sê, jou liedjie wat in jou hart is, onthou dit. Onthou, so wanneer hy in sy bed is, hierdie man, hy maak sy oë toe en hy sing weer vir die Here. So ons moet nooit ophou sing vir die Here nie. Ons moet nooit ophou sy lof besing nie. En dalk is dit moeilik, dalk staan die ou weer daar met sy hande in sy sakke, maar hy sing vir die Here. En ek dink altyd aan my gunsteling boek, Lord of the Rings, okay, is 'n baie goeie boek, maar in 'n geval, met al hierdie karakters, waar ook al hulle kom, sê hulle heeltyd, ons gaan 'n liedjie skryf oor hierdie berg, sodat hulle die berg kan onthou. En hier is hulle in 'n grot, en dan sê hulle, ons gaan 'n liedjie skryf oor hierdie grot, en ek sal 'n liedjie skryf oor jou, sodat ek jou kan onthou. En ek dink ons moet eintlik maar dieselfde doen. Nie dat ons almal liedjieskrywers is nie, maar daar moet soos 'n tipe van 'n joligheid in ons harte wees, om vir die Here te sê, weet jy, ek gaan jou net eer vir daai ding wat jy al gedoen het. So onthou goeders wat hy al gedoen het. Laat jou hart sing. En laat en dan bid die Here, selfs al is dit moeilik. So onthou God. En as jy hierdie kan doen, dan kan jy hoop en herstel vind in die Here. So dis die vierde punt. My siel hoop in God. Hoop is 'n goeie ding of is 'n gevaarlike ding? Met Pandora se boks, ek weet nie of julle daarvan weet nie, maar ek kan dit uit nie, maar hulle gee vir hulle hierdie boks, die gode wat ook al, en uit dit uitkom al die slegte dinge, met plaag en pyn en siekte en wat ook al, maar die heel laaste ding wat uitkom is hoop. En hulle weet nie so lekker hoe om hy storie te interpreteer nie, want hoop maak dat jy uithou. So of dit is 'n straf van hierdie gode om nou te sê, hou uit in hierdie moeilike dinge, of hoop, want dinge gaan beter word. Maar ons is nie so, laat ons wonder, waarvoor hierdie hoop nou eintlik is nie. Ons weet wat ons hoop is. Ons hoop is Jesus. Daar is hy, daar is die leeu.
Okay, julle sien daai ding dalk nie meer so baie nie, want ek meen julle is elke dag elke Sondag in die kerk. Okay, ek sien hom nie gereeld nie. So toe ek hom nou sien, toe sien ek wel, daar's 'n leeu. Ja, dis hy. Dis Jesus. Dis my koning. Dis die leeu van Juda. So ons dink aan hom. So ons moet altyd by hom kan wees. Ons moet hoop in hom. Want ons weet dat as ons in hom hoop, dan is dit okay. Dit sal fyn wees. Dit lyk dalk nie so goed soos wat jy wil hê dit moet wees nie, maar dis okay, dis goed vir hom. So wat goed is vir hom en wat goed is vir ons kan partykeer verskil, maar wat die Here doen is goed. Maar ons kan ons hoop vind in hom. Hoop in God, want hy sal hom weer prys. Hy sê so, hoop op God, want ek sal hom weer prys. Ek sal hom weer prys. Ek is nie seker of hierdie man ooit weer terug in die land is nie. I don't know. Maar selfs as hy dood gegaan het en hy's by die Here, dan is dit waar. Hy sal hom weer prys en hy het hom weer geprys. So God is oral en ons kan oral by hom wees. En dit is die uitdaging om altyd by hom te wees. Want jy gaan altyd dors wees, soos hierdie bottel water. Jy gaan altyd dors. Jy gaan altyd hom soek. En jy weet jy gaan dit net vind in Jesus, maar terwyl jy hom het, as jy hom het, dan het jy die ewige lewe, jy is gered. Maar ek sê nie dinge gaan perfek wees nie. Selfs in geloof en in verlossing raak dinge moeilik. Maar jy kan hoop op hom. So maak dit persoonlik. Hierdie skrywer praat met homself. My siel, en dan sê hy vir my God. So as ons hierdie doen, moet ons nie net bid vir, weet nie, enige God nie. Ons moet seker wees, wie is ons God? Ken ons hom werklik? En dan sê jy, as jy nou bid, deur hierdie ding, my God, asseblief, kom help my met hierdie ding. Praat met hom asof hy werklik jou God is. Maak dit persoonlik. Praat direk met hom. En die God wat jou geroep het, wil hê jy moet uitroep na hom. Hy is ons sin. En hy is ons koning. So laat hierdie julle troos wees, ek sluit hiermee af. Hy het ons nie verlaat nie. Hy het nie. Dit voel asof jy teen die dak vasbyt partykeer, maar God is onder die dak. Genadiglik. En as die mense jou tart oor jou God en jou uitdaag oor jou geloof, is okay, dit is net sekondêr. Jy soek hom en jy sal hom vind. Want Jesus sê self, julle sal my soek en my vind. So kom ons doen dit. Kom ons soek God in ons pyn. Kom ons weet dat ons hierdie plastrane wat langs ons is, na hom toe kan vat. En hy sal voorsien. Hy is getrou en genadig en hy sal ons help. So hierdie is nie verby nie. Bly in God. Roep uit die diepte van jou siel uit na hom toe terug. Wees waar jy is. Vind hom waar jy is. Want hy is daar. Hy is nie weg nie. So soek vir water. Soek dit in Jesus. En jy sal dit kry. Kom ons bid. O Here, U is ons koning en ons herder. Ek het U so lief, Here, ons het U so lief. En Here, dalk is ons nou 'n bietjie in 'n woestyn of onder die see, of ons harte sak, ons siel sink weg. Hy kwyn weg, ons bene versplinter. Dit maak seer. Dalk is ons daar, Here. En Here, ek bid nou dat U ons almal sal help, Here, dat as ons ver voel van U af, dat U ons sal herinner wie U is, sodat ons kan onthou watter God ons nou dien, selfs in ons pyn. In ons onsekerheid weet ons, U is met ons. So help ons om net dit aan dit vas te klou, Here, dat U ons hoop is, U is ons verlossing, U is ons koning. En wat U al gedoen het, U gaan dit weer doen, U kan dit weer doen, U kan dit nie doen, U kan dit anders doen, maar U is altyd daar. So help ons om U te loof en U te prys. In Jesus naam. Amen. Kom ons ontvang die seën. Mag die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God ons Vader en die gemeenskap van die Heilige Gees met en by elkeen wees. Amen.